Kom ons kyk na die 2021 stroombaan. Ons het 'n EMK van 12 volt, elektromotoriese krag, onbekende interne weerstand, oop skakelaar S, hoë weerstand voltmeter V1 in parallel geskakel oor die battery, hoë weerstand voltmeter V2 geskakel in parallel met die 6 ohm weerstand. Die 6 ohm weerstand is in serie geskakel met die 2,4 ohm weerstand en beide is in parallel met die 6 ohm weerstand. En dan is daar 'n weerstand X met 'n drywing van 5,76 watt. Dis bietjie anderster as ander jare. En dan het ons ook 'n lae weerstand ammeter in serie met die stroombaan. Skakelaar S is oop. Skakelaar S is oop. Wat is die lesing op voltmeter V1? Die potensiaalverskil oor die battery met 'n oop skakelaar is gelyk aan die EMK. Met ander woorde, dit gaan 12 volt wees in hierdie geval. Skakelaar S is steeds oop. Wat is die lesing op voltmeter V2? Nou onthou, as die skakelaar S oop is, dan vloei daar geen stroom nie. Met ander woorde, I is gelyk aan 0. En jy weet dat die potensiaalverskil is gelyk aan die stroom maal met die weerstand. So potensiaalverskil is direk eweredig aan die stroom. So as die stroom 0 is, dan gaan die potensiaalverskil ook 0 wees. Jy kon hierdie definisie te wagte gewees het, want hulle het vir ons drywing gegee. Ons gaan heel waarskynlik nou 'n berekening doen oor die drywing. Ons moet die term drywing definieer. Onthou, P is uit die aard van die saak die werk wat gedoen word gedurende 'n sekere tyd en ons meet dit in joule per sekonde. Die definisie is dis die tempo, delta T, waarteen arbeid W verrig word of energie oorgedra word. So weer eens een van daai definisies wat jy kan aflei vanaf jou formuleblad as jy weet na watter formule jy moet kyk. Skakelaar S is nou gesluit. En ons het die lesing op die ammeter as 1,2 ampere. Die drywing in die resistor is 5,76 watt. Ons moet die weerstand van resistor X bereken. So, ons het die drywing, ons het die stroom. So, wat ons kan doen is, ons kan nou gaan en sê dat die drywing P is gelyk aan die stroom gekwadreer maal met die weerstand. Jy kry daai formule op jou formuleblad. So die weerstand is die drywing gedeel deur die stroom gekwadreer. Wat is my drywing? 5,76 en ek deel dit deur die stroom wat 1,2 is en dit is gekwadreer. En dit gee vir my 'n weerstand van 4 ohm. Bereken die totale externe weerstand van die stroombaan. So ons het nou die 4 ohm van weerstand X. Ons gaan dus kyk na hierdie parallelskakeling. En dit beteken ons gaan daai 2,4 en 6 ohm bymekaar tel om die onderste tak van ons parallelskakeling te kry en dan het ons die 6 ohm in die ander tak en dan kan ons die effektiewe weerstand van die parallelskakeling bereken en dan die 4 ohm van X daarby tel. So ons gaan nou fokus op daardie area. So eerstens R2 plus R3 is gelyk aan 6 plus 2,4 en dit is 8,4 ohm. Nou kan ons parallel skakeling se effektiewe weerstand bereken. 1 op RP is gelyk aan
1 op R1 plus 1 op R2 plus R3. So dit is 1 op 6 plus 1 op 8,4. En onthou net, jy tel dit bymekaar op jou sakrekenaar en dan moet jy die resiprook kry en dan moet jy skryf RP. Baie belangrik. En dit is gelyk aan 3,5 ohm. So jou R totaal gaan gelyk wees aan RP plus die weerstand van X. En dit is gelyk aan RP is 3,5 plus RX is 4 en dit gee vir jou 'n totale weerstand van 7,5 ohm. Dan wil ons die lesing op V2 bereken vir 5 punte. So wat ons mee begin is, ons sien V2 meet die potensiaalverskil oor die 6 ohm resistor en nie oor die totale parallelvertakking nie. So kom ons begin met die potensiaalverskil van die totale parallelverbinding wat ons het. En dit is die stroom, die totale stroom met ander woorde, maal met die weerstand van die parallelle verbinding. Die stroom is 1,2 ampere maal met 3,5 ohm en dit is 4,2 volt. Dit beteken oor daai 6 ohm resistor 4,2 volt. En dit beteken oor beide die 2,4 en die 6 ohm ook 4,2 volt. So kom ons bereken nou hoeveel stroom vloei daar in die onderste tak. Om dit te doen, sê ons die stroom deur die 8,4 ohm been is gelyk aan die parallelle potensiaalverskil gedeel deur die weerstand van die 6 plus die 2,4. En dit is gelyk aan 4,2 volt gedeel deur 8,4 ohm. En dit gee vir ons 'n stroom van 0,5 ampere. So daar is 1,2 ampere, 0,5 ampere vloei hierdie kant toe en 0,7 ampere vloei deur die 6 ohm. En dit maak sin, want 6 ohm is laer as 8,4 ohm. So meer stroom kan deur die 6 ohm tak vloei as deur die onderste tak. Nou het ons dit. Wat wil ons nou bereken? Nou wil ons die potensiaalverskil oor die 6 ohm weerstand bepaal. So V2 is gelyk aan die stroom wat deur die 6 ohm resistor vloei, maal met die weerstand van die 6 ohm resistor. So dit is 0,5 maal met 6 en dit gee vir ons 3 volt. So as hier 3 volt is, dan moet daar oor die 2,4 ohm moet daar 1,2 volt wees. 3 plus 1,2 gee vir ons die 4,2 volt wat die potensiaalverskil is oor die hele parallelverbinding. Stuk draad met weglaatbare weerstand word gebruik om punt P met punt Q in die stroombaan te verbind. Met ander woorde, ons sit nou daai draad in ons stroombaan. Hoe gaan die lesing op voltmeter V1 beïnvloed, toeneem, afneem of geen invloed nie? Nou, belangrik. Wanneer ons daai draad met weglaatbare weerstand tussen punt P en Q plaas, dan vorm dit 'n kortsluiting tussen daardie twee punte. En dit beteken die stroom sal eerder deur daardie draad vloei want ons amper geen weerstand nie. En dit sal daardie pad kies eerder as om deur die weerstande te vloei. Nou wat beteken dit? Die eksterne weerstand in die stroombaan gaan nou drasties verminder word. En hier is die belangrike deel. Minder weerstand beteken meer stroom vloei deur die stroombaan.
En as ons dan werk met RIFFE, dan weet ons, die volgende gaan gebeur. Die totale eksterne weerstand gaan afneem, die totale stroom gaan toeneem, die interne potensiaalverskil gaan toeneem, die verlore volts, en gevolglik gaan die eksterne potensiaalverskil afneem, so die lesing op P1 gaan afneem.